Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Elke Sondag is daar 'n groep mense wat help om alles reg te kry om die diens glad te laat verloop. Hulle help met die praktiese dinge soos koffie, koeverte en banners. Maar die belangrikste is dat hulle mense laat welkom voel. Dit is ons iServe span. Kontak Lazel om deel te word van hierdie dinamiese span mense. Mense vra my, Freek, hoe verander ons hierdie band van hierdie voertuig? Ek wil vir jou sê, my naam is nie eens Freek nie, so ek weet nie hoe ons dit doen nie. Maar ek kan jou een ding vertel, by Dr. Douwe Tygerwil het ons 'n fantastiese aandiens, kom saam met my. Die 20ste Februarie by Dr. Douwe Langeberg, 6:30 die aand, het ons 'n 3 skole worship geleentheid. Al ons tieners, die geleentheid is net vir julle. Maak seker julle join ons daar. Ons hoop om elke maand te sien by ons Man Cave braai geleentheid, 21 Februarie om 6:00. Ons gaan ook stap by Tygerberg Natuurreservaat en daarna gaan ons lekker saam braai. As jy saam wil stap, wees 5:00 daar en bring R30 kontant. En as jy net wil braai, wees 6:00 daar. Kaartjies vir die braai kos R120. Ons voorsien die vleis en die bykosse, so jy hoef net jou eie drinkgoed te bring. Nooi ek gerus jou vriende, sien jou daar. Cherish vroue, save the date. Vrydag aand 6 Maart, 7:00. Kuier die bekende en mooiste Lindy Strydom by ons as gasspreker met die tema gekenmerk deur sy liefde. Koop jou kaartjie sommer nou om jou plek te verseker teen R150 wat jy deur Church Suite of ons deur ons webwerf of Linktree kan koop. Jy is genooi. So nooi al jou vriendinne saam. Jy kan hierdie spesiale geleentheid en afspraak wat Jesus met jou het mis nie. Dit gaan propvol en amazing wees met worship, woord, inspirasie en lekker kuier. Sien uit om jou daar te sien. Ons heel eerste social vir young adults is die 18de Maart, 7:00 hier by die kerk. Ons gaan 'n fun quiz night hou. Ons sal later die tema bekend maak, maar weet net, daar gaan pryse wees vir die persoon wat die beste aangetrek is. Registreer aanlyn en weet, jy kan moontlik as die kampioen van ons quiz night wegstap. DDK het hierdie jaar vir die eerste keer in die Kaap 'n kamp vir al ons graad 4 tot 7's. Hierdie kamp word gehou by Simonsberg Christelike Grond. Die kamp is vanaf die 30ste April tot die 2de Mei en die kostes verloop R1200 per kind. Die kinders wil hierdie geleentheid nie mis nie. Ons begin ook ons koevertjie projek waar jy 'n geldjie kan skenk vir 'n kind wat dit nie kan bekostig nie. Haal vir jou koevertjie af met die aantal wat jy graag wil gee en gooi dit in die wit posbus by die deure. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. We gevra dat al die next gen leiers, dit is Fusion en DDK en dan 3 ook net gou vorentoe kom.
staan. So dit vat 'n baie spesiale mens om te werk met tieners en met kindertjies. So ons wil net eerstens van Lise en my kant af wil ons vir elkeen van julle wat hier voor is, baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle sal so 'n paar jong gesiggies hierso sien. Dit is hulle wat uithelp op 'n Vrydag aand by ons Fusion. En dit is so awesome om te sien hoe groot die span gegroei het, die DDK en die Fusion span. Baie dankie vir elkeen van julle se ja. En dit raak partykeer moeilik, kinders raak bietjie moeilik, maar die Here het vir julle 'n spesiale gifting en 'n spesiale calling gegee. So baie dankie vir julle ja. Kan ek vra dat ons almal ons hande na hulle toe uitstrek? Hulle is tog die mense wat ons tieners en ons kinders bedien. Dankie Here dat ek nou 'n oomblik kan vat en vir elke liewe persoon wat hier voor staan kan bid. Dankie vir die spesiale calling en die spesiale roeping wat op elkeen van hulle se lewe is. So dankie vir die ja wat hulle gesê het om u kinders op te lei, om u kinders op te rig, om u kinders geestelikheid te leer. So dankie vir die groot voorreg wat ons het. Here, ek vra dat u iets sal wakker maak in elke liewe persoon wat hier sal is. As hulle voel hulle daai passie bietjie verloor, mag jy hulle opnuut opgewonde maak om met u kinders te werk. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders op te lei. Amen. Goeiemôre, dis so lekker om van my kant af met elkeen van julle te kuier vanoggend. En dis wonderlik om te sien die next gen, soos ons noem, die volgende generasie. En dat die Here planne het, so daar is hoop vir ons toekoms, as jy kyk wat gebeur, en mense wat inkoop, om te sê ons wil betrokke wees by die volgende generasie. En so gaan ons elke Sondag nog 'n groep leiers net kom celebrate, en hulle net kom commission, om die werk te gaan doen wat die Here hulle voor geroep het. So, vanoggend gaan ons aan met ons reeks, ons praat oor Becoming Love. Vanoggend gaan ek praat oor die tweede gedeelte, waar ons praat oor die liefde van die Vader. Die einde van Korintiërs sê Paulus dit, mag die liefde van die Vader, die genade van Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by jou bly, en met jou wees. En dis so hulle, hy die brief afsluit. In die begin skryf hy 'n klomp goed oor wat hulle moet doen, om iets wat ontbreek vir daai gemeente is liefde, en dan sluit hy dit af met hierdie een. Vanoggend kyk ons na die eerste een van hierdie sprekinge, waar die brief mee afsluit, en dit is die liefde van die Vader. Nou ek het 'n vraag vir jou vanoggend, as ons praat oor die liefde van die Vader. Die vraag is, hoe kan perfekte liefde jou optrede verander? Hoe kan perfekte liefde jou lewe verander? As jy te doen kry met perfekte liefde, so hier sit nou vanoggend, dink gou, hoe kan perfekte liefde my optrede, my doen en late verander? Nou dit begin by die begin, as ons praat van die verhouding wat daar was tussen Jesus, die Vader en die Seun. Ek skryf hierdie sin, hoor mooi, ek sê die liefde van die Vader en die Seun. Daarmee verwys ek die verhouding wat hulle gestaan het binne die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou die liefde wat daar geheers het tussen die Vader en die Seun, het Jesus bemagtig of in staat gestel toe hy op aarde was om liefde te word. Met ander woorde, die manier hoe hy liefde verstaan het, die liefde van die Vader was 'n perfekte liefde. Die liefde van die Vader is perfek. So hy het gestaan in 'n verhouding waar hy liefde as perfek beleef het, en hierdie perfekte liefde het hom in staat gestel om liefde te word terwyl hy op aarde was vir almal wat om hom was. En hierdie perfekte liefde is dan met ander woorde die grondslag. Die grondslag. Nou baie keer sit ons en ons hoor hierdie woorde wat iemand sal sê, maar die liefde van die Vader, en dan kan jy nie jouself help dat jou gedagtes gaan na jou verhouding met jou aardse pa nie. Maar ons moet iets verstaan. Hier praat ons nie van 'n aardse liefde nie, hier praat ons van 'n perfekte liefde. Partykeer wil ons die liefde koppel aan die verstaan van ons verstaan prentjie of ons menslike begrip van liefde, en dan staan ons nie in so goeie verhouding met die Vader, God die Vader nie, want die verhouding wat ons in ons aardse pa gestaan het,
het miskien so bietjie die liefde kom verydel. Dit is nie so suiwer soos dit moet wees nie. Maar hierdie intrap van hierdie preek, hoor dit mooi, Christus kon die liefde word vir mense omrede hy blootgestel was aan perfekte liefde. Dink gou-gou, wat is perfekte liefde vir jou? Hierdie perfekte liefde was die grondslag van Jesus se bediening. So kom ons gesels bietjie vanoggend. Die eerste punt, kom ons praat bietjie oor die liefde, die perfekte liefde van die Vader. Jy sien, die Vader wil graag hê elke mens moet blootgestel word aan die perfekte liefde, nie die afgewaterde liefde. Die oomblik as ons blootgestel word aan hierdie perfekte liefde, verander dit iets binne in ons. En dit begin dat God hierdie verklaring openbaar maak, waar hy iets oor Jesus se liefde spreek. Hy wil iets hê mense moet hoor. Wat is perfekte liefde? Hoe lyk perfekte liefde? Wat maak dit? So die liefde van die Vader openbaar hy toe Jesus gedoop word. Julle ken daai gedeelte. En dan sê Jesus daar gaan staan en daar het 'n duif op hom neergedaal en hulle het 'n stem gehoor wat sê, 'n lig het geskyn, 'n stem wat spreek wat sê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Nou hoor net hierdie verklaring. Hier kom God en hy sê vir almal, ek is trots op hierdie seun. Dit is my seun en hy verheug my. Hy maak my bly, hy maak my opgewonde. Hierdie is my seun, sê die lewende God. Sien, Jesus staan daar in 'n prentjie van die hoogste gesag wat die aarde gemaak het 'n uitspraak oor sy lewe. En hierdie uitspraak is 'n uitspraak van, jy is my, en die klem op geliefde, want direk wat hierna gebeur, ek dink toe Jesus hierdie moment gehad het, moes hy so as seun van die mens empowered gevoel het, dat hy kon daar wegstap. Ek bedoel, dit is meer as wat jou baas by die werk vir jou sê, jy's 'n goeie werker, ek gaan vir jou 'n reis gee. Hierdie is veel meer as dit. Hierdie is 'n uitspraak van die Allerhoogste. Wat sê? Jy is myne. Jy is my geliefdes. So toe Jesus daar uitstap, direk daarna wat gebeur, het die vyand, die duiwel, versoek hom toe in die woestyn. Julle ken daardie gedeelte, en hoor nou net mooi, die wapen wat die vyand gebruik om die perfekte liefde te kom afwater, verbreek, vernietig. Want die vyand is jaloes, en hy kom Matteus 4 vers 3, en hy sê, maar as u die seun van God is, hoor, hier is twee goed wat hier gebeur. Die eerste begin hy die vraag met as, twyfel wat hy saai, in identiteit. Jesus, as jy dan nou die seun is, daar was net 'n uitspraak, hierdie is my geliefde seun. Die tweede wat hy doen is, hy haal die woord geliefd uit. Kom ons trek liefde uit die prentjie uit, want dan bly net verhouding oor. En verhouding sonder liefde maak seer, want dit ken ons partykeer. Partykeer leef jy in 'n verhouding sonder liefde. Partykeer beleef jy nie liefde in, of dit by die werk is, of dit by jou gesin is, of dit by jou vriende is, of elders. So die duiwel kom en hy trek die liefde uit die sin uit, en hy sê, as u die seun van God is. So twyfel in identiteit, sonder liefde. Jy sien sy aanval nog altyd dieselfde. Hy wil hê ons moet liefde misverstaan, want as ons nie die perfekte liefde van die Vader verstaan nie, hy probeer dit breek onmiddellik toe dit uitgespreek is, kom die vyand en hy probeer skade bring aan hierdie perfekte liefde deur te sê, maar as hierdie seun van God is. Nou ons weet wat gebeur is, Jesus verstaan wat sy identiteit is en die duiwel daar volgens aangespreek. Maar die prentjie is, hierdie perfekte liefde wat ons van praat tussen die Vader en die Seun verwys na 'n volwasse en 'n volledige liefde. Met ander woorde, it's complete. Nee, it's a love that's complete. En die ander prentjie, dit is volledig. Volledig is, ons het verlede week gepraat, 'n reis na volwassenheid. Die liefde is volwasse, dit is 'n reis na volwassenheid, geestelike volwassenheid. Dis die eindprentjie, die eindresultaat van hierdie liefde. Dis die liefde, dis wat perfekte liefde is. In sy resultaat is dit 100% volwasse en 100% volledig. En dan maak dit dat die liefde wat Jesus beleef as 'n perfekte liefde, nie net daai warm, fuzzy feeling is nie. Dis 'n
kragtige, aktiewe, ek skryf as aktiewe krag. Dis iets wat jou aktief in, 'n krag wat jou aktiveer. Met ander woorde, as dit net die fuzzy liefde was, dan was dit maklik, dan Jesus net vir mense genees vir wie hy lief voor was. As daar ergens iets is wat ek en jy in gemeen het, en ek ken jou so bietjie, ek ken jou ouers, dan gaan ek dink, shame, ek het 'n bietjie liefde vir hierdie arme siel, so kom ek genees hom. Maar hierdie is iets anders, dit word gedryf met 'n prentjie van perfekte liefde, dis hoekom dit gaan nie oor wie genees word nie, dit gaan oor dat God mense lief het. Hy het mense lief. So hierdie liefde, perfekte liefde as grondslag wat Jesus het, aktiveer hom om uit te gaan en vir mense te kyk en hulle jammer te kry en hulle in compassion te hê en mense te vergewe om in 'n kruis te sterf. Want dit is 'n aksie, dis 'n daad van my hart is dat almal net in eers 'n belewenis het van perfekte liefde. Hierdie krag bemagtig Jesus om nie net 'n leraar of 'n voorbeeld van liefde te word nie, maar om liefde self, die liefde van God te word. Dis maklik, ouens, om te gaan en mense te probeer leer oor die liefde, want dit gaan vir jou oor ek moet mense leer oor liefde. Liefde, dis wat ek moet doen, maar ek word nooit die liefde nie. Aan die ander woorde, ons kan baie kopkennis sê, Korintiërs 13 sê, al het ek al die kennis, al staan ek vanoggend hier, ek voor julle, en ek het al die kennis wat ek jou mee wil leer van wat liefde is, maar ek is nie liefde nie, of ek het nog nooit blootgestel, of ek het nog nooit in daai prentjie van God se perfekte liefde inbeweeg nie, dan sê hy, verstaan ons maar niks, en ken ons maar ten dele. Dis die hele gedagte wat hy vir Korintiërs skryf. Hy sê, julle het al die gawes, alles sien ons, julle het al die kennis, ons sien dit. Maar die perfekte liefde. Dis hoekom julle alles uit julle eie vermoë uit wil doen, want julle doen dit nie vanuit my liefde nie, julle doen dit vanuit julle manier van probeer gehoorsaam wees, en dan kies ons in ons liefde wie ons wil of nie wil liefde hê nie. So dis die eerste punt, die perfekte liefde. So as jy vanoggend hier sit, sê dankie Here, die perfekte liefde verander my. Nou ek verstaan iets, die Vader het 'n prentjie van perfekte liefde en die vyand wil dit kom vernietig in my lewe op verskillende maniere, deur mense, deur omstandighede wil hy skade bring aan hierdie perfekte prentjie van liefde. Die tweede ene gaan oor Jesus as hierdie voorbeeld, die liefde van die Vader. So, en dan gaan ons uitkom by ons as die liefde van die Vader. So kom ons kyk hoe het Jesus die liefde van die Vader geword toe hy op aarde was. OK, so baie voorbeelde. Jy kan gaan lees, daar's hoeveel getuienisse waar Jesus gaan stil staan het en vir iemand die liefde geword het. Hy skryf daar soos by die vrou van die put, by die put, die vrou wat met oorspel betrap is, die melaatse man, Jairus se dogtertjie, Judas wat Jesus verraai het en vele meer. Daar's soveel plekke wat jy in die Bybel gaan lees, van waar iemand uitgeroep het, Jesus, ontferm U oor my, en op daai oomblik draai Jesus om en hy word die liefde van die Vader. Dit gaan nie eers oor wie daai persoon is, of wat hy gedoen het, of wat hy nie gedoen het nie. Dink aan die sondaar aan die kruis wat langs hom gehang het. Dis 'n ou wat verdien het om so dood te sterf, en op die oomblik aan die kruis word Jesus die perfekte liefde van die Vader vir daai sondaar. Jy sien, skryf daar die perfekte liefde van die Vader, stel hom in staat om ander deur liefde perfek te genees. Jesus kon mense se lewens verander, omdat hy blootgestel was in die perfekte liefde van die Vader. Die perfekte liefde van die Vader is in hom. Dit stel hom in staat om te sê, as gevolg van dit, kan ek, liefde is 'n aksie, kan ek vir iemand sê, jou sonde is vergewe. Kan ek vir iemand sê, staan op, vat jou bed en loop. Kan ek vir iemand bid wat in die dood is en sê, word wakker. As gevolg van dit. Nou Lukas 8, daai van Jairus, kom ons lees gou daar, dis 'n goeie voorbeeld eintlik, want dit sluit soveel mense in. En in die middel van hierdie storie, jy gaan sien vers 41, dan gaan ons eers weer aan by vers 49, daar in die middel is waar Jesus met die vrou met bloedvloeiing ook nog genees het. So nog 'n prentjie van waar hy liefde geword het vir iemand. Hierdie storie word onderbreek met dit, maar hierdie storie lees soos volg: met Jesus se terugkoms hierdie skare hom verwelkom, omdat almal vir hom gewag het. Kyk, daar kom toe 'n man aan met die naam Jairus,
En hy was 'n leier van die sinagoge. So sien julle, Jairus was nie net 'n gewone ou nie. Hy was iemand wat die wet verstaan het en wat geweet het van God en van liefde. Dis iemand wat die Here liefgehad het, maar hy kom en hy sit met hierdie probleem, want hy weet sy dogter is op sterwe en hy weet, as ons haar net by Jesus kan bring. En hy was 'n leier in die sinagoge en hy het voor Jesus se voete neergeval en hom gesmeek om na sy huis te kom. Hy kom smeek, Here, openbaar my die liefde van die Vader. En dan weet ons wat hier gebeur, intussen sê Jesus, dis reg gekom, die vrou wat in bloedvloeiing ly kom en Jesus genees haar en al hierdie gebeur intussen, terwyl hierdie ou miskien daar staan en sê, asseblief, los die vrou. Los die vrou. Sy kan haar eie ding doen. Dis my probleem, Here. Sien nie my nie raak nie. Hoe kan jy by miskyk? Here, hoe kan jy nou die liefde bewys aan 'n ander persoon en ek mis dit, ek het dit nodig. Dink hoe moes jy dit gevoel het? Terwyl Jesus die grootste miracle doen in 'n vrou se lewe, was hy dalk die mees gefrustreerdste ou in die oomblik. Hy het gestaan en sy horlosie het opgehou. Come on, man. Jesus. Met 'n klein bietjie hoop hou hy vas. En dit gaan aan, vers 49, terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die leier van die sinagoge se huis af en sê, die dogter is nou net dood, moenie die leermeester langer lastig val nie. Is te laat. Jesus het gedraai. Jammer. Dis verby. Die dogter is dood. Laat hom aangaan, hy het baie werk wat hiermee besig is. Maar sien, Jesus besluit op daai oomblik, ek gaan vir julle iets demonstreer van die liefde van die Vader. Dis oor alle grense heen. Niks kan dit beperk nie, selfs nie die dood kan die liefde van die Vader stop nie. En ons dink baie keer, Here, hierdie persoon vir wie ek bid, as hy net U kan beleef, sal sy lewe verander, maar dis dalk verby hom, want hy kies teen U. Niks is groter as die liefde van die Vader nie, maar Jesus het dit gehoor en vir hom gesê, moenie ontsteld wees nie. Glo net, en sy sal gered word. Dis moeilik om vir iemand te sê, glo net as die persoon klaar dood is. Dink aan, Here, waar moet ek nou glo? My dogter is dood. Jesus sê glo net. Almal het gehuil en gerou oor haar, maar Jesus het gesê, moenie huil nie, want sy het nie gesterf nie, maar sy slaap net. Jesus is in 'n ewige perspektief, hy leef nie in ons wêreld. Hulle het hom agteruit gelag, van hulle, kyk net by hierdie ou, wie dink hy is hy? Verstaan, dis mense, nee. Want nie een van daai mense wat hom gelag het nog ooit in enigstens te doen gekry met die perfekte liefde van God die Vader nie. Uitgelag omdat hulle geweet het dat hy sy gesterf het. Maar Jesus het haar aan die hand geneem en uitgeroep, my sê, word wakker. Dink daai ouens, toe daai girl daar opstaan. Nee? Ek dink daai ouens sê, wat gaan hier? Ergens word die liefde van die Vader reël. Ergens word dit iets wat ek vir iemand kan vertel. Hier is dit, sien julle dit? God leef. God regeer. Jy sien die dogtertjie is genees, omdat sy te doen gekry het met die perfekte liefde. Dat Iris se hartseer is genees. Jy sien die liefde van die Vader wat Jesus sê, dryf hom om te gaan, om liefde te openbaar. Liefde is 'n aksie en mense se lewens verander. So Jesus verander mense se lewens deur liefde. Imagine. Sit gou vir 'n oomblik. Imagine. Hoe kan jou omgewing lyk as jy die liefde van Christus verander word? Hoe het Jesus se omgewing gelyk toe hy die liefde van die Vader geword het? Hoe kan jou omgewing lyk as jy die liefde van Christus word vir die wêreld om jou? Kom ons gaan na daai punt. Kom ons gesels daaroor. Ons as die liefde van die Vader. Hierdie is die laaste punt en ons gaan hom net vasmaak vanoggend om te besef, hoe kan dit lyk? Hoe kan dit wees? So hierdie liefde moet onthou het Christus in staat gestel om alles te kan vermag wat hy op aarde gedoen het. Johannes 3:35 sê dit, die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. So met ander woorde, dis waar dit begin, hy het alles in sy hand gegee. En dan kom Jesus, hoor nou dit, en dan sê Jesus, dis great, julle weet ons het vanoggend gepraat oor die spesiale verhouding tussen die Vader en die Seun, en Jesus kom en hy sê, julle is in daardie verhouding ingesluit. Hy sê, dit is nie eksklusiewe verhouding tussen Vader en Seun, en ons is soos weeskindertjies wat wens ons kon deel wees van daardie verhouding nie. Hy sê,
julle is in hierdie verhouding ingesluit. Ons lees dit in Johannes 17, hoor mooi, vers 22 en 23 sê, en ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees. Net soos ons een is, ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees met die wêreld en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het net soos U my lief gehad. Is ingesluit in hierdie perfekte liefde van die Vader. Hy sê presies dieselfde perfekte liefde van die Vader is ook in jou. Jy's ingesluit. Dis nie eksklusief vir die Vader en die Seun nie, maar dit is vir ons wat een geword het met hierdie verhouding van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hy sê hierdie perfekte liefde is in jou. Nou as hierdie perfekte liefde in jou is, vra ek jou die vraag wat ek in die begin gevra het, hoe verander God se perfekte liefde jou lewe, jou optrede? Dis 'n paar praktiese goedjies. So 4 praktiese punte wat ek dink dit doen. Die perfekte liefde in God verander my lewe op die volgende goed. Dit verskuif my beperktheid na oorvloed. Weet jy, sien ons lewens, ons liefde as so 'n klein tentjie vol liefde en hy is net soveel en as ek van hierdie tentjie begin uitgee dan val die liefde in hom. Hy word al hoe minder en minder en minder. So ek kan nie te veel liefde gee nie. So ek moet kies vir wie ek die liefde gee wat ek het, want as ek liefde gee, het ek weer nodig dat iemand vir my moet kom sê, hoor jy's eintlik oulik en iemand het my lief, dan word my tentjie weer vol. Maar jy sien, dis die verkeerde prentjie. Jy moet sien jou tentjie is gekoppel met 'n pyp aan God se reservoir van liefde wat so groot is, soveel meer as jou tentjie en hoe meer liefde jy gee, vloei daar konstant liefde in van die Vader, want dis perfekte liefde. Dit gaan nie oor my beperktheid en my vermoë nie. Die ding is, ons kan net liefde gee soveel soos ons liefde verstaan. Kan nie meer liefde as dit gee nie. Maar as jy verstaan, jy is ingesluit in die perfekte liefde, soos wat Christus tentoongestel het op aarde, dan besef jy ek het 'n kanaal wat gekoppel is aan 'n reservoir van liefde wat in my lewe instroom. En hoe meer ek gee, hoe meer word dit gevul met hierdie liefde wat van God afkom. En dit bevry my, die tweede een, van die behoefte aan goedkeuring, want dis die volgende ding wat gaan gebeur, is dit gaan nie meer vir my oor dat ek goedkeuring van mense moet kry nie, maar God se liefde bepaal my waarde. Ouens, ek hoef nie hier te staan dat mense my moet affirm nie, want God se liefde affirm my. God se liefde is die krag, God se liefde is die aksie, God se liefde dryf my. Sonder ek het besef, word ek sy liefde, en ek het nie nodig dat mense vir my sê, well done, Tom, you done great. Die derde ene, dit modelleer opregte liefde. Met ander woorde, sy perfekte liefde in my maak dat ek sy liefde modelleer. Nou wat is modelleer? Ek het nou gedink aan hierdie woord. Daar's mense wat geweldig baie slim is en baie mooi klere maak wat hulle wys net op vertonings wat jy nooit in die publiek kan dra nie, nê? Maar hulle sê hierdie kledingstuk wil ons graag hê, iemand moet sien hoe dit lyk, want iemand gaan dit ooit dra nie. Julle weet wat ek van praat, daai modeshows. So iemand moet dit sien. Dan kry hulle 'n model om te modelleer hoe hierdie klere aan jou lyk, hoe hierdie klere sal loop. Loop hulle so. Nee? Nou kyk almal hoe hierdie klere loop. Daai persoon modelleer hierdie kledingstuk. Nou sê hy, hierdie liefde van God stel jou in staat om perfekte liefde te modelleer. Om te stap en te wys, dis hoe perfekte liefde lyk. Dis wat perfekte liefde doen. Dis hoe perfekte liefde optree. Dit stel jou in staat om God se liefde te modelleer. Lei na diensbaarheid, nederigheid en opoffering. Liefde is baie keer 'n keuse van opoffering om te demonstreer dat God jou ander mense liefhet. Dan die vierde een, dit bemagtig my om my vyande lief te hê, en die Bybel gebruik baie keer die woord vyande. Vyande is nou nie net jou vyande, met ander woorde die ouens wat jou nou aanval nie. Dis Dawid skryf van my teenstanders, mense wat teenoor my optree, mense wat amper nie wil sien dat ek liefde en vrede of geluk in die lewe moet hê nie.
daai ons wat teen my staan, om hulle lief te hê, sien, want my liefde is beperk, ek kan nie daai ou lief hê nie, maar die reservoir van God se liefde stel my in staat om almal lief te hê, want almal behoort aan God, God is vir almal lief, en daarom as ek doen ek kry met sy perfekte liefde, change dit my, om almal te kan lief hê. En weet jy, as jy nog nie daar is, daar's 'n vers in die Bybel wat sê, ware liefde verdryf die vrees, nê? So dit beteken is 'n toets, vir jou om te sê, maar het ek so lief, is God se perfekte liefde, stel ek dit en toe, modelleer ek sy perfekte liefde, jy sien dit raak in die manier hoe jy optree met mense om jou, en dan sê dit ding, Here, help my, is die woorde om liefde te word. Ek wil ons met vanoggend God se liefde verklaar. Ek gaan hierdie woorde opsit, en ons gaan dit nou doen, ek gaan nie dit, jy hoef nie saam met my hardop te lees nie, dit is baie keer awkward. So jy gaan dit sag lees terwyl ek dit hardop lees, en jy kan net daar sit, en dan gaan ons na 'n song luister, 'n lied, wat saam met hierdie gaan, wat sê, maar I just want to run to the Father, want as ek by die Vader uitkom, dan word ek blootgestel in hierdie perfekte liefde, wat ek van deel is, en Here, dit help my om die liefde te word. So ons gaan dit nou saam lees, ons gaan net 'n song daar opsit, lees dit saam met my. Om liefde te word, moet ek weet dat God se perfekte liefde in my is. Ek is 'n kanaal waardeur God se liefde na ander vloei. Hoe meer ek mense met sy liefde liefhet, skuif ek die grense van my eie beperkte menslike liefde na sy volmaakte. Kom ons sit so en dan luister ons net na die song. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again.
soul